die Here om my te lei op hoë berg deur vallei. Hy sê vir my, hy sal my lei as ek net in sy voetspoor bly. Ek vra die Heer om my te lei op hoë berg deur vallei. Hy sê vir my, hy sal my lei as ek net in sy voetspoor bly. Ek vra die Heer om my te lei op hoë berg en deur vallei. Hy sê vir my, hy sal my lei as ek net in sy voetspoor bly. Ek vra die Heer om my te lei oor en deur vallei. Hy sê vir my, hy sal my lei as ek net in sy voetspoor bly. Ek vra die Heer om my te lei op hoë berg en deur vallei. Hy sê vir my, hy sal my lei as ek net in sy voetspore bly. Halleluja, prys die Here. Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons in hierdie dag na U toe kan kom in die mooi naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Baie dankie sê dat ons weet dat dit wat ons ook al in die naam vra, dit sal U vir ons doen. Alles wat ons die Vader vra, in U naam. Halleluja. So dankbaar, U het ook gesê, as my woord in julle bly en julle in my, dan kan julle vra net wat julle wil en julle sal dit verkry. En ons eer U, Here, dat U dit aan ons beloof het en ons weet dit is die waarheid. En hierdie waarheid sal nooit verbygaan nie en daar's geen teleurstelling by U nie. En ons eer U dat ons dan in hierdie dag ook aan U die eer kan bring, die lof kan bring, die aanbidding kan bring. Waarlik is die Here ons God vir ons wonderbaarlik. O, halleluja. Dankie, Here, dat U woord is 'n lig op ons pad. En ons kan nie genoeg dankie sê vir die woord. U wat die woord is, wat die lig is, en U wat die waarheid is. Halleluja. En omdat U woord die lig is vir ons voete, Here, sal ons duidelik U voetspore sien. Dis 'n bloedspoor en ons eer U dat ons op hierdie weg wat 'n spoor is, kan wandel. Here, want dit is verlig deur U kosbare woord.
En daarom bid ons dan in hierdie dag ook, dat die woord wat sal uitgaan, waarlik ons weg sal verlig. O, halleluja, sodat ons duidelik kan sien, om in u voetspore te kan wandel. Halleluja, ons eer u, Here, want u woord het ons hele lewe verlig, sodat ons nie nodig het om in duisternis te wandel nie. En Here, dit is so waar, as iemand die woord nie verstaan nie en hy verkondig dit, Here, dan is dit nie meer lig nie, maar dit is duisternis. Gee aan ons genade, laat ons in die lig sal bly, en so die waarheid van die woord sal uitdra, sodat dit waarlik lig kan wees, wat in baie mense se harte kan opgaan. Baie, baie dankie, Here, vir alles wat u vir ons doen. Ons vra nou, Here Jesus, dat u waarlik ook elkeen sal seën en laat die woord van die Here ingang sal vind in elke lewe. Elke oor bestryk met u bloed, Here, sodat geen onreinheid en geen valsheid sal ingaan nie, maar net die waarheid. Eer u dat ons dit kan vra in u wonderlike naam, en ons weet dat u wat die woord is, sal aan ons sê wat gedoen moet word. Verheerlik u in hierdie saak, en ons prys u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Ons dank die Here dat ons weer in hierdie môre so saam kan wees in die dag, en ons eer die Here dat ons, halleluja, u almal kan groet in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Halleluja, hoe sê die lied? Hy sê, groet jou in die naam van Jesus, bid nou sy seën op u af. En ons dank die Here vir 'n voorreg wat ons het, om hierdie evangelie uit te kan dra, en ons eer die Here vir platform wat vir ons daar is, om hierdie woord dan ook op radio, Joy Gospel Radio, uit te saai, en ons eer die Here vir Pastor Barry en sy vrou Christel, en die werk wat hulle doen, en ons weet die Here sal seën en voorsien in elkeen van in hulle behoeftes, sodat die evangelie oor land en see versprei kan word en gestuur kan word. Prys die Here. En ek is Pastor Flippie Gerber, en ek is die aanbieder van Pinksterkind. En soos ek altyd sê, wil ek dit weer sê, daar is geen Pinkster sonder die Heilige Gees. Geen Pinkster. En ek dank die Here, ek is in Pinkster ingebore. Ek is nie ingebring deur een of iets anders nie, ek is ingebore, en daarom eer ek die Here vir die Heilige Gees wat ons deel geword het op Pinksterdag. Halleluja. En ons gaan met die woord van die Here aan. Ons het laasweek gepraat oor paar dinge wat vir ons baie belangrik is. Ek wil net gou teruggaan in laasweek en daarna Matteus toe, die 7de hoofstuk, want dit is vir my baie duidelik dat die mense ons hamer op sekere dele in die skrif, en ons let nie op wat die skrifte werklik vir my sê, wat werklik dit vir ons sê wat die Here gesê het. Ons let nie daarop op. Hy sê, dis Matteus 7 vers 22, baie sal in daardie dag vir my sê. Nou, hierdie is die belangrikste deel in hierdie hele, ek wil sê, in die hele woord. En dit is wat die Here Jesus gesê. Baie sal in daardie dag vir my sê. Dit meen, ek en u wat gered is, ek en u wat kind van God is. Ons sal eendag voor die Here Jesus verskyn, en ons sal loon ontvang vir die kwaad
en die goed wat ons in die liggaam gedoen het. En nou sê die Here vir ons hierdie mooi woorde, en baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here. En dit is hoe ons die Here ken vandag. Ons kan roep Here, Here. En dit is so, die Here hoor, die Here antwoord, ensovoorts. Maar hy sê hierdie woorde, het ons nie in u naam geprofeteer. Ek meen, Here, ons het in u naam geprofeteer. Halleluja. Ons het in u naam duiwels uitgedryf. In u naam het baie kragtig gedoen. Maar die vorige versie sê dit, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. En nou sê die Here, en baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here. Ons, die kerk, leer al hier op aarde, om eendag vir die Here te sê, Here, Here. Ek meen, wanneer ons voor hom verskyn by die regterstoel, sal ons vir hom sê, Here, Here. En moenie dink dat een van ons gaan dit vryspring nie. Almal wat vandag roep, Here, Here, hulle sal voor hom verskyn. En baie sal vir hom sê, in u naam sal ons duiwels uitdryf, profeteer, kragtige dade doen, siekes gesond gemaak, ensovoorts, ensovoorts. En die belangrikste van alles vergeet ons. Dit gaan nie oor duiweluitdrywery, genesings, profesies, kragtige dade. Daai werke sal jou nooit in die hemel bring. Jy kan geloof hê dat dit die berge verskuif. Dat almal kan sien waartoe jy in staat is. Maar jy sal eendag voor die Here gaan staan. En jy sal sê, Here, Here, kyk wat het ek vir u gedoen. Ek onthou, as 'n bekende prediker in Suid-Afrika, dis Rassie Erasmus, nadat hy begin om terug te val, net voor dit, toe hy eendag daar by die see gesit, ek weet nie waar nie, maar hy het in elk geval hierdie woorde vir die Here gesê, Here, ek het baie vir u gearbeid. En baie siele het tot bekering gekom. Hy getuig self daarvan en hy sê die volgende oomblik verskyn daar 'n groot emmer voor hom. En daar val 'n druppel water binne in die emmer. En hy sien dit. En die Here sê vir hom, dis al wat jy gedoen het. Weet jy waarom? Die oomblik as jy vir die Here begin sê, Here, ek het dit gedoen. Here, ek het dit gedoen. Here, ek het so gemaak. Here, die siekes, dankie dat u my seën, dat die siekes gesond word, kragtige dade, ensovoorts, ensovoorts. En in daardie dag sal jy weer sê, Here, Here, u naam het ons duiwels uitgedryf, u naam het ons uitgedryf. En dan sal die Here antwoord. Hy sê hierdie woorde. Hy sê, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Ek wil vandag vir u sê, moenie u oë vestig op enige prediker wat siekes gesond maak, duiwels uitdryf, kragtige dade, wonders en tekens en al hierdie dinge vind deur hom plaas en dan beskou ons hom as 'n man van God
En dan adverteer hy homself ook so. Jy wat in daardie persoon glo in hom, hierdie man, ons pastoor, jy wat daardie man verhef, julle al twee sal eendag voor die Here staan, en julle sal sê, Here, Here, sê die Here, ken julle nie, gaan weg van my af. Waarom? Ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Hy sê, 24ste vers, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rotse gebou het. Moenie daardie dag vir my kom sê, Here, Here nie. As jy geluister het na my woorde, sou ek vir jou gesê het, gaan in want ek ken jou. Daar's 'n baie belangrike ding in hierdie saak, en dit is wat ek laas keer aangehaal het, waar ons begin het. En dit is dat die woord sê, die Here Jesus sê, in die boekrol is dit vir my geskrywe, o God, om u wil te doen. Die seun van God het geluister na die woorde van sy Vader. En hy het dit gedoen, hy het dit geglo, en hy het dit kom spreek op hierdie aarde. Wat het gebeur? Want God se wil is om gehoorsaam te wees, om te luister. En dit het sy seun gedoen, en daarom het die Vader laat weet, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Luister na hom. Want in die boekrol, ek het dit laas keer ook gesê, is dit vir ons geskrywe om u wil te doen, o God. En dis waar die wonder van die saak is, en ek wil dit vandag so uitdruk. Die Vader se raadsbesluite volgens sy wil, dit meen God die Vader se raadsbesluite is uitgespreek. En hierdie raadsbesluite is volgens sy wil. En ons het die geskrewe raadsbesluite van God. Dit meen 'n geskrewe kontrak, 'n testament, oud en nuut. Sy wil lê binne in dit wat geskrywe is. Want sy seun het die woorde kon spreek. Van Genesis 1 tot Openbaring 22 het die seun van God al die Vader se woorde gespreek. Want dis sy raadsbesluite, volgens sy wil, hoe alles moet plaasvind. Halleluja. Dit meen dis vir ons opgeskrywe. Nou, ongehoorsaamheid aan die woord bring geestelike dood. Nie hulle wat sê, Here, Here nie. Maar is hulle wat luister en doen wat ek sê. Wat sal ingaan? Jy kan Here, Here roep, en jy's ongehoorsaam, en dit bewerk vir jou die ewige dood, want die Here sê, gaan weg, julle vervloektes. Ja, halleluja, julle wat die ongeregtigheid werk, waar gaan ons hoor? Ek meen, waar gaan hierdie mense heen? Hulle gaan na die ewige dood. Halleluja. En dit werk so, ek gaan dit vinnig weer net vir die opsom. Dit meen, wanneer ek God die Vader se woorde
wat hy deur sy seun met ons gespreek het, in waarheid glo. Halleluja. Wanneer ek sê in waarheid glo, as ek dit kan terugvat na die wapenrusting waarmee ons besig is, julle lendene omgord met die waarheid, borswapen van geregtigheid aan. So wanneer ek nie luister nie, soos wat hy hierso sê, elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, waar die woorde, alles wat hy gespreek het, nie net hierdie paar versies voor het nie, die hele Nuwe Testament. As jy daarna luister, sal dit vir jou tot geregtigheid wees. Maar as jy nie daarna luister nie, sal dit vir jou wees tot ongeregtigheid. Dit meen om God se woord en waarheid nie te glo nie. Sê net een ding, jy glo God nie, en daarom is jy ongehoorsaam aan alles wat die Here Jesus gesê het, en dit bewerk vir jou die ewige dood. Maar as ek God se woord, wat die Vader deur sy seun gespreek het, in waarheid glo, dan glo ek God, en sal in gehoorsaamheid sy wil doen, en vir my tot geregtigheid gereken word. Ek staan net stil by twee dinge van die wapenrusting. Die waarheid, geregtigheid. Halleluja. En dit is wat so belangrik is. En nou sê die woord van die Here in Romeine. Prys die Here. Elke versie in die Bybel wat jy lees van geregtigheid, onthou, dis die borswapen van geregtigheid wat ek en u moet opneem. Maar in waarheid. So, dit is jou lendene omgord met die waarheid. Borswapen van geregtigheid aan. Dit is baie belangrik. Nou sê in Romeine 9 vers 30. Hy sê hierdie woorde. 30ste vers. Wat sal ons dan sê? Dat die heidene, wat die geregtigheid nie nagejaag het nie, die geregtigheid verkry het, naamlik die geregtigheid wat uit die geloof is. Ek wil dit weer herhaal wat ek gesê het. Wanneer ek God, die Vader se woorde, wat hy deur sy seun met ons gespreek het, in waarheid glo, dan alleen glo ek God. En as ek hom glo, sal ek gehoorsaam wees aan al die woorde wat die Here Jesus gespreek het. Dit meen, ek sal luister daarna en ek sal dit doen. En as gevolg van hierdie geloof van my, sê die skrif hierso, naamlik die geregtigheid wat uit die geloof is. As jy God se woord nie glo in gehoorsaamheid, dan is daar vir jou net ongeregtigheid. En dan wil ek die laaste versie lees, wat vir my baie mooi is. Halleluja, onthou, dat het nog steeds te doen met die wapenrusting. Dit staan nie apart nie. 2 Tessalonisense 2 vers 10. Maar wat sê hy? Hy sê die 9de vers, 2 Tessalonisense 2 vers 9. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerlei kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Dit is die antichrist. Kom ons sê, die seun van die verderf. 10de vers. En met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan. Verleiding, die woord sê so. Die verleiding kom en sê, ja, maar dis nie belangrik vir jou saligheid nie, dit is eintlik so. En hy sê hierdie woorde, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid
in die wat verlore gaan. So al roep jy, Here, Here, U naam wat ek duiwels uitgedryf, U naam, want dis nie waaroor dit gaan nie. As jy val vir die verleiding van die ongeregtigheid, dan is jy besig om verlore te gaan. Waarom? Nou sê die woord, die belangrikste ingredient wat daar is. Hy sê, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Want as jy die liefde tot die waarheid aangeneem het om gered te word, dan glo jy God. Jy glo sy woorde wat hy gespreek het, jy's gehoorsaam daaraan, en dit sal jou tot geregtigheid gereken word. Sorg dat jy die waarheid lief hê, want dis die beginsel van gehoorsaamheid. Dis die beginsel om God te glo, om sy woorde te glo in waarheid. Borswapen van geregtigheid, en die julle heupe omgord met die waarheid. Vader, baie dankie dat ons in Jesus naam die woord kan oordra wat u seun gespreek het. Want u is vol van genade en waarheid, en u is die waarheid. O, halleluja. En Here, laat dit by u volk sal ingang vind, sodat hulle die liefde tot die waarheid kan aanneem om gered te word. Here, laat hulle nie eendag sal sê, Here, Here, maar laat hulle die wil doen van die hemelse Vader. Baie dankie dat u elkeen dan so seën. Laat u Gees hulle sal leer en lei in die hele waarheid. En ons prys u daarvoor. Amen en amen.